Die apostel Paulus het die kerk in Rome gestig, ons het gister daarvan gepraat. Die hele wêreld het oor hulle geloof gepraat, sê Paulus. Die kerk in Rome was besig om God se koninkryk op aarde te vestig. Dit was 'n goeie kerk wat Paulus daar gestig het vir 'n begin. Maar op een of ander stadium het hulle visie verloor. Heidense elemente is toegelaat om in te sypel. Wat as 'n seën vir die wêreld bedoel was, het 'n vloek geword. Die biskop van Rome. Wat vir 'n ding is 'n biskop? Vertel gou vir my. Vandag ja, maar wat was hulle oorspronklik? Wat is 'n biskop? In die tyd van die primitiewe kerk, en nou praat ons van die tyd tussen Jesus se kruisiging en wat nie eintlik 'n kruisiging was nie, dit was 'n paliging. Ons het net nie taal daarvoor geskep nie. Tussen dit en 300 na Christus, toe Konstantin met die Rooms-Katolieke kerk begin het, daarvan af was dit net Rooms-Katoliek, maar in daai tydperk, dit noem ons die primitiewe kerk. Dit was die Handelinge kerk, né? Was nie soos 'n dag wat daar 'n kerk hier is en hulle klap hande en die ander is die chosen frozen en dit was nie so, dit was nie denominasies nie. Daar was net een kerk. In elke dorp was daar 'n kerk, 'n Christen groep gelowiges. En elke groep het natuurlik sy eie leier gehad. En daai leier is genoem die biskop. So, jy het die biskop van Thyatira gehad, jy het die biskop van Smyrna gehad, jy het die biskop van Efese gehad, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En Rome het 'n biskop gehad, want daar was ook 'n kerk gestig deur Paulus. Maar Rome was 'n besondere stad. Hoekom? Want die Romeinse ryk het feitelik 1000 jaar geduur. Hy het die wêreld oorheers, die bekende wêreld, vir 1000 jaar. Weet jy hoe lank is dit 1000 jaar? Hier is nog maar in Suid-Afrika beskawing vir minder as die helfte van daai tyd. Ons het hier in Suid-Afrika nie koek en klou hoe lank is 1000 jaar. En Rome was die hoofstad van daai ryk. So die biskop van Rome was 'n baie belangrike persoon, want hy is die biskop van die kerk in die hoofstad van hierdie belangrike ryk. Wie is die biskop van Rome vandag? Paus. Dis waar hy vandaan kom, as jy dalk nie geweet het. Right. Die biskop van Rome. Die vroeë kerk. Die Christenleier in enige stad is die biskop genoem. Die Romeinse ryk duur meer as 1000 jaar. Rome is die hoofstad. Daarom word Rome se biskop al hoe belangriker. Maar toe verskuif die hoofstad na Konstantinopel. Ek het vir jou kaartjie daar afgebeeld, waar jy kan sien, daar is nogal 'n entjie van Rome af na Konstantinopel toe. Hy lê daar in die mond van die Swart See. En hy lê op 2 kontinente, hy lê weerskante van daai rivier. Een lê in Europa en die ander lê in Asië, Turkye. Vandag is dit Istanbul in Turkye. Die biskop van Rome verloor toe nou sy status. Want hierdie Romeinse ryk, hierdie belangrike ryk wat alles domineer in die wêreld, amper soos wat Amerika vir 'n lang tyd gedoen het, maar nie naas dan by 1000 jaar nie. Nou skuif die hoofstad. Nou raak die biskop van Konstantinopel raak nou belangrik. Dis natuurlik een van die keisers wat hierdie skuif gemaak het. Ek het nou vergeet wat die ene dit was, maar dit was 'n keiser wat toe nou verskuif het. En ek weet nie of dit Konstantin self was wat dit toe nou Konstantinopel gaan noem het nie. Die biskop van Rome verloor sy status en om dit te herstel, moes daar toe nou 'n plan gemaak word. Want hy wil nou nie sy status verloor. Dis maar net menslik. En hy maak 'n diaboliese plan wat vandag nog ego in die wêreld. Die Romeine aanbid 2 groot gode destyds, Janus en Cybele. Janus en Cybele dra elk 'n sleutel, deel van hulle ikonografie, want hulle is poortwagters in die heidense pantheon. Die sleutels lei na die hemelse pantheon, of dan nou die heidense pantheon. Voordat enige ander god aanbid kon word, moes hierdie 2 eers gepaai word. So as jy
na Jupiter, wat die hoofgod van die Romeine was. As jy sy guns gesoek het vir wat jou behoefte ook al mag wees, kan jy nie reguit gaan na Jupiter toe nie. Want daar is 'n poort voor hom. En die poortwagter is Janus en Sabili. So jy gaan eers na Janus en Sabili se tempels toe en jy gaan paai vir hulle. En dan gee hulle vir jou die sleutel, maak die deur oop en dan kan jy by Jupiter uitkom. Dis hoe dit gewerk het. Hulle moes die hemelse poorte vir aanbidders oopsluit. En daar word hulle vir jou afgebeeld. Janus met sy sleutel en Sabili met haar sleutel. Die biskop van Rome se plan. Die heidene was bekend met die konsep Pontifex Maximus, of die soewereine paus, Janus en Sabili se verteenwoordiger. Kyk gou vir my. Hierdie term Pontifex Maximus gaan nou 'n baie belangrike rol in die lesing begin speel, want ons gaan ook vanmiddag baie daaroor praat. Waar het hierdie titel ontstaan? Die heel eerste Pontifex Maximus was die koning van Babylon. Wat beteken die titel? Die titel beteken, ek is nie net die politieke koning nie, met politieke mag nie, ek is ook die hoof van die godsdienst in hierdie stad van my. Wat se godsdienst is in hierdie stad van my? Die mysteries wat gestig is deur Nimrod en Semiramis. Ek is die hoof, luister mooi, van die heidendom in my stad. Ek is die hoof van die mysteries, ek is die hoëpriester van die mysteries. Met ander woorde, die politieke mag en die geestelike mag is als in een persoon, staat en kerk in een persoon saamgevat. En elke koning van Babylon was dit. Nebukadnesar was dit, Hammurabi was dit, en die laaste koning van Babylon was wie? Die lees van hom in die Bybel. Belshazzar. Daai aand wat die hand geskryf het, toe word sy alie geskop, en die Mede en die Perse vat oor. Dit was nie die einde van Babylon nie, maar dit was die einde van die Babyloniërs. En Belshazzar was die laaste Pontifex Maximus. En toe sy alie geskop word natuurlik, toe eindig die titel daar, maar dit eindig toe nie. Dit word toe oorgeneem deur die koning van die stad Pergamum in Klein-Asië, vandag Turkye. Wat weet jy van Pergamum? In die briewe wat ons lees in die boek Openbaring, die 7 briewe aan die 7 gemeentes, Pergamum was die plek waar die troon van Satan was. Wat was die troon van Satan? Dit was 'n tempel wat op die heuwel waar teen die stad gebou was. Heel bo op die heuwel was daar 'n tempel van Zeus en Athena. Dit was waarvan daai brief praat. En daai koning is beskou as die Pontifex Maximus. Weereens die politieke heerser en die geestelike heerser als in een. En dan sal ons sien dat Attalus, dit gaan ons nou vanmiddag sien, dat Attalus, wat die laaste koning was van Pergamum, toe hy sterf, toe laat hy sy ryk in sy testament na aan die Romeine. Lekker ding wat 'n koning kan doen, hè? Al die mense met ryk is, nou die Romeine. Jammer as jy nou deel daarvan is, jy was nie deel van die besluit nie, maar jy is nou deel van die Romeinse ryk. En daar is die titel toe vakant. En toe kom daar in Jesus se tyd 'n keiser op die troon met die naam van een van die mees beroemde Romeinse keisers was Nero. Julius. Julius. Hoe priester? Cancel that. Sy volle name was Gaius Julius Caesar. En toe hy sy politieke opgang begin maak, die eerste titel wat hy vir homself gehad, voordat hy Caesar word, die politieke heerser word,
toe gryp hy die titel van Pontifex Maximus. En hy ken aan daai titel 'n klomp regte toe. Met ander woorde, as jy daai titel het, amper iets soos burgemeester of minister van binnelandse sake of wat ook al, dan het jy 'n klomp politieke uitvoerende magte, as jy daai titel dra. Kom ons lees weer daai sinnetjie. Die heidene was bekend met die konsep Pontifex Maximus, of soewereine paus, Janus en Sibelius se verteenwoordiger. Die Romeinse struktuur het so gewerk. Daar was die Pontifex Maximus en dan onder hom was daar 'n College of Pontiffs, gegrond op die Babyloniese raad van pontiffs. Net soos wat dit in Babylonië gedoen is. As biskop van Rome, met ander woorde die Pontifex Maximus, dan sou hy beskik oor die sleutelmag van die heidense pantheon. Dit sou sy posisie vir ewig verseker. Nou, kyk gou vir my. Ek is seker, daai eerste aand toe ek met julle gepraat het, en ek het die stelling gemaak en gesê, die Rooms-Katolieke Kerk is niks anders as 'n full-blown okkultiese organisasie, en jy het ten minste 'n paar wenkbroue gelig, hier in die gehoor. Jy dalk nooit so oor, jy dalk geweet, hulle is nie lekker heeltemal vars nie, maar nie so erg nie. As hulle hoof, om daarvoor beywer, en tot vandag toe, die titel Pontifex Maximus met trots dra. Wat beteken die titel? Die hoof van die heidendom, Babyloniese heidendom. Wat anders is hulle as 'n heidense organisasie? En dit het nie gegaan vir hom hoegenaamd oor God se koninkryk nie. Dit het gegaan oor lidmate en beheer en geld. Dis al waaroor dit gaan. Dis 'n swendelary met geld en met mense se emosies en met mense se saligheid. Mense, die okkulte is nie 'n sekwensiële storie van die ou rapporteer aan die ou en hierdie ou rapporteer aan daai en daai ou vrymeselary rapporteer aan satanisme of iets van die aard nie. Dit is 'n net. Dit is 'n diagram. Dit is 'n baie komplekse diagram. En alles skakel met mekaar. As die biskop van Rome, met ander woorde die Pontifex Maximus kon word, dan sou hy beskik oor die sleutelmag van die heidense pantheon, en dit sou sy posisie vir ewig verseker, want oral in die wêreld kry jy heidene. Jy hoef nooit te soek vir hulle nie, hulle is net langs jou. Hy is net langs jou. In 378 na Christus verkry die biskop van Rome uitvoerende beheer oor die heidene. In die heidene se opinie gee dit hom mag oor die sleutels. Hy maak egter nie voor 431 na Christus op die sleutelmag aanspraak nie. Petrus van Rome. Wie was die eerste biskop van Rome? As jy 'n Rooms-Katoliek vra, gaan hy vir jou net aan een antwoord gee en hy gaan hom baie vinnig gee en hy gaan sê die apostel Petrus. Want dis die leen wat hy glo, wat vir hom vertel is al vir millennia. Terwyl Wieselop sê, dis al oor en oor bewys dat Petrus nooit eers in Rome was nie, die Bybelse Petrus. Wat ons wil sê die biskop was. Maar daar was 'n Petrus van Rome, en hy was bekend as die heidense hierofant van Rome. Met ander woorde, hier was aan die een kant die hoof van die kerk van Rome, hy was die biskop, en aan die ander kant was daar die heidene se hoof in Rome, en hy was die hierofant. Hy was die hoëpriester van die heidene. 'n Hierofant is 'n leraar of 'n hoëpriester van die geheimenisse. Hy dra Janus en Sibelius se kentekens op sy kleed, die twee sleutels, daai hierofant. Nou kan julle verstaan wat nou kom. Voor die Christen-era al was Rome se hierofant, in sover as Athene en Egipte, en dis bewysbaar, bekend as Petrus van Rome. Die hoof van die heidense aanbidding in Rome was bekend as Petrus van Rome. En dis waar hulle vir Petrus bepaal het. Of die ou se naam ook Petrus was, weet ek nie, maar die feit van die saak is, hy was bekend as Petrus van Rome.
Die Bybelse Petrus was nooit in Rome nie. Beweringe dat hy die eerste biskop van Rome was, is al oor en oor as vals bewys. En hierdie ding, dit is 'n belangrike leen hierdie. Want hulle, die Rooms-Katolieke Kerk, het 'n doktrine van wat hulle noem apostolic succession. Apostoliese opvolging. Met ander woorde, as Petrus die eerste biskop van Rome was, en hy is deur Jesus aangestel as apostel, en wat meer is, Jesus, verkeerde interpretasie, verkeerde eksegese, maar daar word gesê, dat Jesus vir hom die sleutels van die koninkryk gegee. En wanneer hy nou oud word, en hy tree af, dan gee hy sy job oor aan die volgende apostel, wat hy dan aanstel met sy apostoliese gesag, en hy gee weer die sleutels vir hom. En so gaan dit aan en aan en aan, tot vandag toe, en wie is die ontvanger van die sleutels nou, en die apostel van God op aarde, is die paus. En hy het die sleutels van die koninkryk. Hy kan die koninkryk vir jou oopsluit, of hy kan die koninkryk vir jou toesluit. Wat 'n diaboliese leuen. Die paus vat die heidense sleutels, en op daardie stadium slaan die biskop van Rome toe, want hy moet nou sy invloed terugkry, want die hoofstad het nou geskuif. Hy laat glo die heidene dat Petrus van Rome die Bybelse Petrus is. En het is maklik om daai twee met mekaar te verwar, as jy wil. En hy laat glo die Christene dat die biskop van Rome Petrus se apostoliese opvolger is, die een aan wie Christus die sleutels van die koninkryk gegee het. 'n briljante, maar sluwe manoeuvre. Die biskop van Rome bekom so die sleutels van die heidense pantheon en die koninkryk van die hemele. Wat 'n duiwelse leenagtige set. En dis 'n ou leen, 'n tradisionele leen, 'n stronghold of the mind in die Katolieke se koppe. Al vir eeue en vir millennia. En dit is die ikonografie wat aan hulle voorgehou het. Generasie na generasie na generasie. Jesus daarbo gee vir Petrus hieronder die sleutels van die koninkryk. En dan aan die regterkant, Petrus daarbo met 'n son om sy kop, want hy's heilig, gee vir die paus hieronder die sleutels op sy beurt. En die paus van Rome dra met trots die titel Pontifex Maximus, die hoof van heidense aanbidding. En hy noem homself 'n Christelike kerk. Paus Benedictus die 11de met die sleutels van die koninkryk. Daar het hy die twee sleutels. Janus se sleutel en Sibelius se sleutel. Die amptswapen van Paus Johannes Paulus II. Wat sien jy? Hy het die twee sleutels. Die amptswapen van Paus Benedictus die 16de. Wat sien jy? Die amptswapen van Paus Francis. Wat sien jy? Elke keer, baie prominent, heel bo, is die twee sleutels. As jy nie doen wat ek vir jou sê jy moet doen nie, dan sluit ek die hemele vir jou toe. En as jy al jou gelde betaal en al jou biegtery doen, dan kan ek dit vir jou oopsluit as ek wil. Die oorsprong van die titel kardinaal. En daar aan die linkerkant het ek vir jou afgebeeld die simbool van die kardinale van die Rooms-Katolieke Kerk. Kardinaal is afgelei van die Latynse cardo. Natuurlik in Afrikaans en Engels het ons ook daai woord. As iemand 'n kardinale besluit neem, dan beteken dit is 'n belangrike besluit wat op 'n skanier sit, want dit is wat cardo beteken. Everything hinges on that. Alles skanier daarop. Janus was die god van poorte en skaniere. Janus was die oop en die toemaker van die heidense hemelpoorte, en ek het vir jou gesê, dat daar 'n poort was in Rome, wat normaalweg gesluit was, behalwe in die tyd van oorlog, nou is hy oopgemaak, en dan het die armies van Rome het daardeur uitgestap na die vyand toe. Dus, toe die paus die heidense sleutelmag verkry,
het hy Janus se posisie oorgeneem. Maar die paus se mag het toegeneem en sy grense is verbreed, en ons weet hoe wyd is dit vandag reg oor die wêreld. Die sleutels raak te swaar vir een mens se hand. Hy kan nie meer alles hanteer nie, want hy is net een ou. Hy raak 'n wêreldheerser en benodig bystand. Wat was sy oplossing? 'n College van kardinale, net soos in Babylon. Die kardinale is die priesters van die skanier. Daaronder het ek vir jou 'n kardinaal afgebeeld met sy kleredrag, sy uniform, sy herderstaf of sy waarsêerstaf aan die ander kant ook, en sy miter op sy kop. En daai miter sal ons nog sien waar dit vandaan kom, né? Dink die meeste van julle weet al klaar. Die College van Kardinale in St. Pieters Kathedraal in die Vatikaan. En van die kardinale word verwag dat hulle die paus sal aanbid. Hulle aanbid die paus, daai College van Kardinale. Die ooreenkomste tussen die paus en die heidene. Dis presies net soos die Rooms-Katholieke paus. Gepraat van die heidene. Net so is die Egiptiese koning beskou as die godheid se aardse verteenwoordiger. Met ander woorde, in Egipte was die farao die politieke heerser, maar hy was ook die geestelike heerser. En sy geestelike heerserskap is uitgebeeld in sy insignia waardeur. Sy hooftoeisel wat hy gedra het met 'n slangetjie wat hier by sy derde oogposisie uitkom. Wat eintlik vir die publiek gesê het, ek is 'n geïllumineerde, ek kan in die gees insien, ek is 'n ingelyfde in die mysteries, I know, ek weet hoe dinge werk. Die slangetjie is genoem Uraeus. Hulle het hom nie Kundalini genoem nie. Kundalini is 'n baie moderne woord, hy is maar so 200 jaar oud. In die heidendom is die Galdeese paus of die hoëpriester beskou as onfeilbaar. Mense, ek is tans besig daarmee, dalk moet ek dit maar vir julle sê, met die navorsing oor daai goeters. Die heidense hoëpriesters, wat gewoonlik maar die politieke heerser ook was beskou as onfeilbaar. Die paus was beskou as onfeilbaar. En toe in die reformatie, toe word die paus se troon onder hom uitgeklap. En toe is daar 'n gesagsvakuum in die kerk. En dit word toe gevul met die papierpaus. Dis wat hulle het genoem het in die reformasietyd, die Bybel. En toe verklaar hulle hom, luister mooi, onfeilbaar. Waar in die skrif staan dat die skrif onfeilbaar is? It's not there. Dis die fabrikasie van teoloë om hierdie leemte te vul. Nou trap ek lelik op jou tone, maar ons moet maar die waarheid begin in die oë kyk. En in Babylonië is die paus die sy kardinale aanbid. Daai Pontifex Maximus. Het die Babyloniese konings van besoekers verwag om hulle aanglipsoele, hulle slippers, aanglipskoene, te soen, net soos die paus. Daar sien jy aan die regterkant hoe word dit gedoen. Dan word as jy vir oom paus gaan kuier, en gaan tee drink by hom, dan moet jy eers sy skoene kom soen, voordat jy die koppie met die tee kan soen. Is die heidense Romeinse paus u heiligheid genoem. Bedrog oor Petrus se stoel. Die Rooms-Katholieke kerk het daarop aanspraak gemaak dat hulle 'n stoel besit waarop die apostel Petrus self gesit het. Nou as jy nou so 'n stoel kan hê, nee, dan is dit dan nou 'n nice stoel om te hê. Die stoel is in 1662 vir 'n uitstalling skoongemaak. Toe ontdek hulle Hercules se 12 take daarop uitgebeeld. Die Rooms-Katholieke kerk het belaglik gelyk en dit was 'n groot verleentheid. Want dis net nog 'n leuen gewees. Hulle het die stoel probeer vervang. Nou soek hulle ernstig na Petrus se regterstoel. Die bedrog het net nog meer lagwekkend geraak.
Napoleon neem in 1795 beheer oor van Rome. Sy soldate ontdek die islamslagspreuk op die tweede stoel. Daar is geen ander God as Allah nie, en Mohammed is sy profeet. Maar dis Petrus se stoel, hè. Waar Rome aan die tweede stoel gekom het, weet net hulle. En dis die derde een. Dis die een wat vandag in St. Pieter staan. Dis 'n reuse stoel. Kyk, Petrus was 'n groot ou, hy het so gesit in hy stoel. Mens kan amper nie uitmaak dat dit 'n stoel is nie. Ja, ek weet nie wie het hom laas skoon gemaak en wat alles nou nog daarop staan nie. Die huidige stoel van St. Petrus en St. Petrus Kathedraal in die Vatikaan. Ek het daarby geskryf, 'n studie van die stoel in 1968 en in 1974 het getoon dat die oudste dele daarvan dateer uit die 6de eeu. Hulle kan nie goed mos nou carbon date vandag. En die oudste dele waarvan dit gemaak het, kom uit die 6de eeu, lang na Petrus dood is. Die paus se draagstoel. Die paus het 'n troon waarop hy sit, maar hy het ook 'n stoel waarin hy rondgedra word. 'n sedan chair, né? Dis waar die woord sedan vandaan kom. In die stoel word hy in pragt en praal vervoer. Deesdae nie meer so baie nie. Deesdae het hy 'n ander vervoermiddel gekry, ons nou daarby kom. Meer as 1000 jaar gelede is die Egiptiese soewereine paus net so rondgedra. Kyk daar. En wat ek wil hê, jou aandag op wil vestig op die linkerkant se prentjie, is daai weier daar aan die agterkant. Kyk mooi na hom, en dan kyk jy aan die regterkant. Wat sien jy daar? Jy sien hulle weiers. Hulle wei nog om steeds koud met die volstruisvere. Maar ja, hy is maar net die vader. Daar so is die details van so 'n draagstoel. En deesdae het hy nie meer 'n draagstoel nie, hy het 'n Pope Mobile. Met veiligheidsvensters laat die ouens hom nie kan uitpik met 'n sniper gun daar nie. En hy het ook 'n Paus rickshaw. Sê help my trap. Ek kan 'n bietjie ek moet 'n bietjie Durban toe kom om te sien hoe lyk 'n regte rickshaw. Die pauslike myter, daai hoed wat hy dra, is niks anders as Dagon se viskop nie. Dagon is op 2 maniere uitgebeeld. Nou het ek vir jou die antieke prentjies gewys. Dagon was 'n water spirit, 'n watergees. En aan die linkerkant is hy uitgebeeld met 'n viskleed. Jy kan sien die vis se kop is op sy kop, met die vis se bek oop, en dan die kleed met die skubbe wat hy aan die agterkant afhang. En op die tweede prentjie is hy uitgebeeld as 'n mens met 'n visstert. Met ander woorde, 'n merman. Dis Dagon. Wie was Dagon? Die god van die Filistyne. Daai een wat so uit mekaar uitgeval het toe hulle die ark voor hom neergesit het. Dis nou hy, toe val sy hoed van sy kop af. Die pauslike myter is niks anders as die viskop van die Dagon kleed nie. Soortgelyke myters kom voor op Malta en in China. Nou, dit is 'n silindersiel, 'n Babyloniese silindersiel. 'n Silindersiel is daai ding wat jy aan die linkerkant sien, dis amper iets soos 'n garretol met prentjies opgekerf. En as jy hom nou rol oor klei, soos wat hulle daar aan die regterkant gedoen het, dan sit die prentjies wat op daai garretol was natuurlik nou in die klei afgedruk. En dit is hoe hulle in die ou tyd in Babylonië die dokumente verseël het. Was met so 'n prentjie. Elke koning het dan so 'n prentjie gehad. En daar sien jy ook dat aan die linkerkant van die prentjie wat dan nou uitgerol is, daar is Dagon met sy Dagon kleed. Daar is ons 'n tweede voorbeeld vir jou. Is Babyloniese silindersiel wat vir jou vir Dagon uitbeeld. Julle sien die 2 Dagon figure daar in die middel, weerskante van daai ding met die punte. En daar is ou Johannes Paulus II met sy Dagon myter. Benedictus, syne,
en Francis met syne. Almal dra dit. So daar's diepe vereenselwiging of identifikasie sou jy dit kon noem in die pausdom met heidendom nommer 1 en met watergeeste. Die biskop van Rome se herderstaf. Romeinse waarsêers het die hemele geraadpleeg. Hulle meet 'n sekere gedeelte van die hemel uit om hulle voorspellings te maak, en dis met daai krom gedeelte van die staf wat hulle dan daai stuk hemel uitgemeet het. Hiervoor gebruik hulle 'n staf met 'n omgebuigde punt. Hierdie gebruik kan teruggespeur word van die Romeine af na die Etruskane, na die Assiriërs en na Nimrod. Nimrod het baie name gehad, het ons nou al gesien, maar hy was ook herderkoning. Herderkoning in Hebreëus is Hero, en dit is waar ons naam of woord hero vandaan kry. Kom daai woord in die Bybel voor? Ja. Die Engelse Bybel. Genesis 6. Hierdie goed wat verwek is deur die seuns van God by die dogters van die mense, they were the heroes of old, the men of renown. Nee? Hero. Die herderstaf as Jesus symbool het ook voorgekom in Babylon, Nineve, Egipte, Afrika, Japan en Tibet. Weereens die dokumentasie is in die boek. Daar sien jy 'n uitbeelding uit Babylonië van 'n Babyloniese koning met 'n waarsêerstaf. Hy was die politieke heerser, maar hy was ook die geestelike heerser. Al saamgevat in een persoon. Kerk en staat was nie geskei nie. Daar sien jy die Egiptiese Osiris, ons het al hierdie prentjie opgehaal, met sy waarsêerstaf, of dan nou sy herderstaf en sy vleil wat ons gesê het, dit is waar ons Imbongis van Suid-Afrika hulle vleil vandaan gekry. Die beestert word hy genoem in Suid-Afrika. En Tutankhamun, selfde ding. Al die farao's is so uitgebeeld met die herderstaf of dan die waarsêerstaf en die vleil of die beestert. En daar het ek net vir ou Prolix van Asterix ook afgebeeld. In Asterix en dit soothsayer het hy ook sy staf. Hy is die soothsayer, die waarsêer. Die Rooms-Katolieke Kerk is heidense tempel. Belshazzar was 'n heidense Babyloniese koning. Ons het dit reeds gesien, ons het die prentjie ook reeds opgehaal. Gestel hy sou die hede vanuit die verlede betree. Met ander woorde, as ons nou vandag vir Belshazzar weer kon lewendig maak, ons gaan wys vir hom die Rooms-Katolieke Kerk, wat sou sy reaksie wees? Hy sou heel waarskynlik heel tuis voel in die Rooms-Katolieke Kerk. Alles wat hy as heiden geken het, sou hy daar vind. In sommige gevalle selfs beter ontwikkel en meer verfyn. Priesters, monnike en nonne. Wanneer die paus sy priesters legitimeer, dan verbied hy hulle om die skrif in 'n banale taal voor te lees. Wat is 'n banale taal? Afrikaans, Engels, Duits, Spaans, Frans, enigiets behalwe Latyn. En Latyn is 'n dooie taal, hy ontwikkel nie meer nie, want niemand praat hom meer nie. So, lees die Bybel van die mense in 'n taal wat niemand kan verstaan. Dis basies waarop dit neerkom. 'n banale taal is 'n taal wat die mense ken en verstaan. Hy gee hulle 'n mandaat. Hy sê vir hulle, as hy hulle nou legitimeer, dan sê hy, ontvang die mag om vir die lewendes en die dooies te offer. Vir die lewendes, met ander woorde die ouens wat nog lewe, soos ek en jy, en die dooies, die ouens wat al reeds dood is, jy gaan vir hulle ook offer. En hierop sê, dit is godslastering. Christus was ons een genoegsame offer. Dit gaan om die Romeinse Babylonse bloedlose heidense offer. Daar sien jy die prentjie van die Romeinse doop, bloedlose verbond in Afrikaanse susterskerke, net soos in die Babyloniese kerk. Heidense wortels, die priesters, se celibaat. Wat is celibaat? As 'n mens dit nou ordentlik stel, dan sê jy trou nie. As jy dit op die man afstel, dan sê jy het nie seks met die teenoorgestelde geslag. Dis wat celibaat beteken.
met enige geslag nie. Jy's reg. Die Geheimenisse stigter Semiramis was 'n uiters losbandige vrou. En die beoefening van die Geheimenisse self is gekenmerk deur erge seksuele losbandigheid. Die het ons gesien met daai inlywings, nee, dis 'n makalerige besigheid. Maar die Geheimenisse se hoër ordes het hulle self aan 'n selibate lewe onderwerp, die oorsprong van die selibate kerkampte. Met ander woorde, as jy hier in die onderste gestoeltes van die Geheimenisse is, dan kan jy maar hoere en moer, om het nou maar in plat taal te praat. Maar as jy in die hoër ordes gaan, nee, dan raak jy heilig, dan gaan jy celibaat. Want jy het nie seks met enigiemand. Of jy sê, jy het nie seks met enigiemand. Die instelling hiervan was 'n ramp. Dit het kerkamptenary oral in erge sonde laat verval. 1 Timoteus 4:3 veroordeel hierdie praktyk ten sterkste. Paulus spreek hom baie sterk uit daaroor. Paulus die 5de, dis nou lank terug, wou Rome, die heilige stad, se bordele sluit, want hy moes dan nou die kerk hou. Maar toe maak die Romeinse Senaat beswaar teen sy besluit, die politieke ouens. Hulle sê, die bordele het 'n baie belangrike funksie. Hulle weerhou die priesters van die kerk daarvan om ons dogters en ons vroue te verlei. So hou die bordele, dit hou die priesters weg van ons vrouens af, en van ons dogters af. Voordat ons miskien afstap van die celibaat af. Daar is in Europa, tussen nonnekloosters en monnekekloosters, is daar tonnels gevind. Nee. Waar daar 's nags goeders gebeur het. En dis feite wat ek vir julle gee, dis nie hoor sê nie. En die groot goeders kom natuurlik nou uit. Dis in die nuus nou, en hoe die priesters en die ouens die seentjies misbruik ensovoorts. Dit is groot in die nuus nou. Die heidense wortels van die pauslike tonsuur. Wat is 'n tonsuur? In Engels, tonsure. Dit is hoe hulle hare gesny het. Sny die boonste deel van die kop kaal. Laat so ringhare en sny die slape kaal. So laat daar net so ringhare oorbly. Wat is die doel daarvan? Die doel daarvan is dit wat in baie van ons kerke gepreek word. As God na my kyk, God die Vader, dan moet ek die beeld van Jesus dra. Ek moet die beeld van Jesus weergee, sodat God die Vader nie kwaad raak van my nie, want hy sien sy seun, vir wie hy lief is, né? Christelike dogma. Nee, snap. Heidense dogma. Hierdie ouens, die sonaanbidders in die heidendom, het hulle hare so gesny, sodat wanneer die son van boaf op hierdie klapperdop bak, dat hy homself daarin weer spieël sien. En laat die son nie vir jou kwaad raak. Dis waar het vandaan kom. En dit is hoekom Elia in die Bybel, toe daar seentjies kom en hulle sê vir hom, kaalkop gaan op. Toe spreek hy 'n vloek oor hulle uit, dat beer uit die bos uitgekom en die seentjies is doodgebyt. Wat het die seentjies vir hom gesê? Heidenpriester, Baalpriester, gaan op son toe na jou God toe. Want hy was waarskynlik bles weens haarverlies, nie weens. Dis wat daar gebeur. Bacchus of Nimrod is as die verminkte prins beskryf. Nou vandag hoef die priesters nie meer hulle hare so te sny nie, dit is afgeskaf in die Rooms-Katolieke Kerk, so jy sien dit nie meer op die straat nie, maar dit was in die ou tyd so gewees. Dieselfde woord is geskeerde of geknipte kop. Weereens een woord, twee betekenisse. Die Geheimenisse se priesters skeer dus hulle koppe. Dit is so gedoen in Egipte, in Rome, in Indië en in China. God verbied die Israeliete uitdruklik om hulle koppe te skeer. Die moraal agter die geskeerde kop, skynbaar om die mense kop te laat lyk soos 'n sonskyf. Vergelyk Elisa en die seentjies. Ek het vir julle die storie vertel. Martin Luther, toe hy nog 'n Romeinse priester was, voordat hy bekeer geraak het, sy hare was net so geskeer. Die heidense wortels van monnike en nonne. Aan die linkerkant sien jy nonne, en aan die regterkant sien jy monnike.
Monnike en nonne is reeds sedert die vroegste tye gevind in Babylon, Tibet, Japan, Skandinawië, Athene, Rome en selfs in Peru. Die skrif gee geen mandaat hiervoor nie. Heidense monnike en nonne mag na 'n tyd hulle eed om celibaat te bly verbreek. Met ander woorde, na 'n tyd as jy nou jou God goed gedien het en jy raak bietjie teë vir hierdie manier van lewe, dan kon jy jou eed verbreek en jy kon 'n normale civil lewe gaan lei, 'n siviele lewe. Die Rooms-Katolieke Kerk se monnike en nonne mag hulle eed nooit verbreek nie. Wat gebeur as jy jou eed verbreek? Om celibaat te bly. Dan sê die paus, dis 'n stoute mannetjie, stoute dogtertjie, ek vat my sleutels en ek sluit die hemele vir jou toe. Jy sal verlore gaan, jy sal hel toe gaan. Hierdie reëling vorm die wortel van 'n addergebroedsel van onheilighede. Dan sê Hislop, alle afgoderry vorm 'n eenheid. En ons gaan terug skrifte wat sê, Babel was 'n goue beker in die hand van die Here, 'n beker wat die hele wêreld dronk laat word het. Die nasies het van sy wyn gedrink en daarvan mal geword. Hoe mal? Sodat baie intelligente, presidente, ministers, Nobelpryswenners word Katolieke en hulle onderwerp hulle aan hierdie spulsnert. Die volgende kan bewys word. Hierdie stelling is 'n letterlike feit, dit wat Jeremia daar sê. Die hele aarde se afgoderry vorm 'n eenheid, kan ook bewys word. Elke nasie se heilige taal is radikaal Galdeus van aard, as dit in die mysteries ingaan. Elke kultuur of streek se groot gode het Babyloniese name. Paganisme is 'n doelbewuste, bose verdraaiing van die antieke Edense evangelie, soos na die vloed deur Noag aan die mensdom gegee. Die Babyloniese stelsel het met die tyd oor die aarde versprei, is aangepas en verwater, maar in die Rooms-Katolieke Kerk is dit suiwer en feitelik volledig. Baie dankie.